en daar saam oopmaak, wil ek vir julle net noem rondom die boek Jakobus, is so 'n praktiese boek, wat tot ons spreek, hoe moet ons handel en wandel en praat en optree as kinders van die Here? Wat word van ons af verwag? Wat is vir ons reg en verkeerd? Hoe moet ons verhouding teenoor die Here lyk? En hoe moet ons verhouding teenoor ons naaste lyk? En dis wat die Here vanmôre ook deur sy woord besonder vir ons kom by stil staan. Ekskuus, ek het 'n afkondiging vergeet, ek ontbreek myself. Enige kind is enige tyd welkom in die kerk, maar ek wil vir die ouers noem, as hulle kindertjies wil kinderkerk toe stuur, is hulle welkom van 0 tot 10 jaar oud, is hulle welkom. Tannie Charlies, is eintlik nou my vrou, sal vir hulle gou wys waar. As daar kindertjies is wat dalk wil gaan, anders kan hulle rustig by mamma en pappa sit. Dis vir julle, ek wil sê vrywillige keuse as hulle graag wil. Sê net jou gesig wys my engel. Dan sê as van die kindertjies wat wil gaan, julle is welkom om te bly, man. Ek wil noem, ekskuus, ek onderbreek myself so met 'n afkondiging. Liewe vriende, ons lees daar saam vanaf vers 19 Jakobus hoofstuk 1. Die opskrif daar, daders van die woord. Daders van die woord. En ek wil julle aanmoedig, hou die woord saam met my oop, want ons gaan vers vir vers hierdeur saam wandel, en die Here vertrou dat hy ook sy woord vanmôre as 'n spieël teenoor ons eie lewens sal kom openbaar. En dit is waarmee ons vanmôre begin, liewe vriende, verootmoediging. Wat is verootmoediging en wat vra dit van ons? Net vir ons lees. Wanneer ons praat van oormoediging, praat ons nie van 'n blote emosie of 'n eenmalige daad of net 'n ondervinding nie. Dis nie die lekker gevoel wat ek kry. Verootmoediging is 'n gesindheid in 'n hart en 'n lewenswyse voor God, opregtheid. Om jouself te verootmoedig beteken letterlik om jouself onder God se gesag te plaas. Om te erken dat hy is God en ons is nie. Dit is om ons trots, selfvertroue en ook onsself beskikking neer te lê en te bely, Here, ek het U nodig, ek kan nie my lewe sonder U lei nie. En liewe vriende, eintlik moet ons elke dag onsself verootmoedig. Maar ons begin 'n jaar so met 'n verootmoedigingsreeks as 'n geleentheid vir ons almal om nie uitwaarts te kyk nie, maar inwaarts. Sê Here, kom wys in my eie lewe, waar ontbreek ek? Waar kom ek tekort? Waar in my geestelike lewe moet ek aanvul? Watter dinge in my lewe moet ek aflê? En wat wil U graag in my lewe, in my huwelik, in my gesin, in my gemeenskap, in my gemeente, in my werk? Wat wil U kom verander? Hoe wil U my verander voor U my kan gebruik? En liewe vriende, dit is so belangrik vir ons as kinders van die Here. Voor ons wil vinger wys en ander wil aanmoedig en ander wil aanspoor en ander wil aanval. Om ons begin by onsself. En dit is wat hierdie tyd in besonderse geleentheid voorgee. Om die woord van die Here te verhef en in die spieël van God se woord in te kyk en te sê, Here, kom wys my in my eie lewe. En ek wil vanmôre U sê, insluitend in myself, sonder twyfel, dat die Here met ons elkeen 'n afspraak het in hierdie. Die afspraak is dalk verskillend, maar nodig. So kom ons lees vanmôre daar saam Jakobus hoofstuk 1 vanaf vers 19. So dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n mens bewerk die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in dit wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en julle vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Vra vir die mans, elke manspersoon om te staan en dan verenig ons almal saam in gebed. Hemelvader, ons eer U, want U en U alleen kom dit toe. U is waardig om te loof en te prys met elke asem wat ons het.
Here, want U is God en U is groot en U is goed en ons eer U vir dit alles. Dankie Here dat ons ook so vroeg in hierdie jaar die tyd kan uitkoop vir 'n ootmoedigingsreeks. Here, hierdie is nie 'n tyd om onsself te verhef, te kyk hoe geestelik of hoe mooi ons is. Elkeen van ons soos ons vanmôre hier is op 'n verskillende geestelike wandel en pad. Maar jy het 'n afspraak vanmôre. U roep ons elkeen vanmôre tot verdieping, om nader aan U te beweeg, om op die standaard te kom wat U van ons in gedagte het. Dankie vir U woord, Here, dat ek nie vanmôre uit my menslikheid uit my eie mening en opinies hoef te praat, maar dat ons almal kan vergader rondom die enigste bron van waarheid en is U woord. Mag U woord vanmôre tot ons harte kom spreek, aan ons kom openbaar wat nodig is en ons lei daarin. Dankie Here dat ons kan kom bid in hierdie tyd en vra dat U met ons sal bewees in alle fasette. So baie verkiesings wat moet plaasvind, nuwe kerkraad, nuwe susters, sonnaskool wat weer begin het en ook vertrou ons U vir nuwe personeel om te help daar met die kinders wat so mooi en so groot en so groot getal is. En ons eer U vir dit alles. Maar Here, as ons een ding moet verklaar in hierdie môre, hierdie is U gemeente waar U regeer. En so wil ons kom vanmôre om aan U al die hulde en lof in ons harte te bring. En vra Here, kom spreek tot ons. Seën ons nou Here en word U ook verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou liewe vriende, vanmôre wil ek graag met U praat oor die tema verootmoediging begin by God se woord. Voor ek en U wil praat oor sake en dinge en spesifieke temas en dalk oor noodsaaklike dinge in ons eie harte, begin dit oor wat is die bron wat ons verootmoedig? Wat is die manier wat die Here kies om tot U en tot my te spreek? En dit is altyd primêr sy woord. Hebreërs 1 sê, in die vroeë dae het God ons gespreek deur die profete, maar nou in die laaste dae praat hy met ons deur sy seun, Jesus Christus. En daarom het ek dit verstaan en weet, wanneer ons die woord van God oopmaak, is dit nie maar net 'n mooi boek met mooi verhale en sprokies en goeie lewenslyse in nie. Nee, dit is wanneer ons in gemeenskap met Christus tree. Die woord is God se woord, is waar Christus as persoon tot ons daardeur spreek. En men moet my nie verkeerd verstaan nie, liewe vriende, hier die einde van die dag, hierdie is 'n boek, dit is maar net 'n boek. Maar die woorde daarin, die samevatting daarvan, wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, deur plus minus 40 manne geskrywe, 66 boeke, maar eintlik een outeur en dis die Heilige Gees. En hierdeur wil die Here nie net vanmôre nie, maar as algeheel met ons as sy kinders kom handel en praat en wys wat ons nodig in ons lewens. Hoe ons moet groei en nader aan hom beweeg, wat ons moet aflê en wat hy van ons af verwag. En liewe vriende, mag ek u waarsku so vroeg in die nuwe jaar. Wil u sien hoe 2026 vir jou 'n mislukking is? Skiep dan die woord van die Here. Skuif sy woord eendag. Moenie die tyd uitkoop met sy woord. Maar as u wil beleef hoe God in en deur jou lewe werk, laat dit altyd begin by sy woord. Self op die kansel, en nie op die lap, ek dink nie, staan daar so sê die Here. Nie omdat die predikant enige besonderse magtige autoriteit het nie, maar omdat dit wat ons bespreek en praat en oorpraat vanuit die woord van die Here kom. En daarom kan ons met vrymoedigheid sê, so sê die Here vanmôre vir jou en vir my. En deur sy woord wil hy tot ons spreek, ons vermaan en vanmôre vir ons wys in ons eie lewens wat hy van ons af verwag. Verootmoediging begin nie met wat ons is en wat ons net vir God kan doen nie, maar met hoe eerlik ons is voor God en hoe ons staan in die lig van sy woord. Jakobus se groot waarskuwing in hierdie gedeelte wat ons het, 2 maal sê hy vir die mense, in vers 22 sê hy die mens bedrieg homself, wat nie hou by die woord van God nie. Vers 26 sê hy bedrieg sy eie hart. In die evangelie sê die Here Jesus Christus self, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wie kan dit verstaan? Ons hart wat ons wil inspireer en wys hoe. So baie mense wat sê, volg net jou hart. Maar die woord van die Here sê nee, volg hom na. Sy voetspore, sy woorde, sy leiding, sy woord wat aan jou en my kom openbaar. Dit is die een ding waar Satan ons die grootste wil mislei, is dat ons fokus op ander dinge sal plaas. Ons ore sal uitleen vir mense se opinies, vir politikuste,
vir mense wat jy wil beïnvloed. Engels praat van influencers op sosiale media. Maar al wie my moet beïnvloed, al wie in my hart moet werk, al wie my lewe moet bepaal en in 'n rigting moet dryf, is God alleen en hy doen dit deur sy woord en hy wil dit ook vanmôre vir u en vir my kom doen. Jakobus noem God se woord die ingeplante woord, so saad wat in die grond geplant word. En dit ons herinner ons aan die saaier wat die Here Jesus Christus van praat in Matteus 13. En hy praat van die saaier wat die saad gesaai het op 4 verskillende tipe gronde. Eerste praat van die harde grond of die harde hart self. Hy hoor maar verstaan, maar's geen vrug. Dit gebeur so baie dat die woord uitgaan, dat God 'n afspraak met ons het, maar ons harte is hard, klip en ons wil nie inneem nie. Die tweede grond was die vlak hart. Daar waar dit val op die droë grond en nie insink en ingeplant is nie. Daar's aanvanklike emosie, maar geen wortel nie. Val weg onder druk en wanneer dinge moeilik raak. Dan die oorvol hart, die bekommernis en die begeerte wat verskrik. En dan ook die vrugbare hart. Die hart wat ontvang, wat wortels laat opskiet en veel vrug dra. En ek wil hê jy moet verstaan dat die saad wat gesaai is, dieselfde saad is, die woord van God. Maar die ontvanklikheid van die hart het verskil. En vanmôre moet ons onsself afvra, hoe ontvang ons vanmôre die woord van die Here? Hoe ontvang ons dit net nie wanneer die dominee van die kansel af praat nie, maar hoe ontvang ons dit in ons binnekamer? Hoe ontvang ons dit daar waar ons stil raak voor die Here? Gou vinnige oggendoordenkingkie, ietsie mooi dalk wat ek 'n boek lees of gou op my foon mooi kyk, of is dit tyd van afsondering met die begeerte wat ek soos 'n Samuel sê, spreek Heer, die diensknegt luister. Liewe vriende, ons kan maar hierdie reeks afsluit en toemaak as ons nie bereid is om ons harte oop te stel vir God se woord, vir sy oortuiging, vir sy leiding en sy wysheid. En daarom mag ons vanmôre kyk hoe die Here ons wil kom vermaan en aanspoor om die bron van ons verontmoediging vanmôre sy woord te maak en ook in die volgende boodskappe vorentoe. In ons eerste gedagte vanmôre sien ons verontmoediging wys in hoe ons die woord ontvang. Vers 19 tot 21, lees graag saam met my, sodat my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. My ma het al die uitdrukking gehad, en ek is seker u sal saamstem, die Here het vir jou 2 ore gegee en 1 mond, jy moet meer luister as wat jy praat. Dalk het dit maar net vir my bedoel. So sien ons hierdie voorbeeld in die woord van die Here, dat ons vinnig moet wees om te hoor, soos 'n dienaar wat luister na sy meester, of 'n ma wat haar baba se sagte huil hoor. So moet ons sensitief wees vir die stem van God, ingestel om te luister, wat wil hy vir my sê? Wat wil hy met my kom praat, kom deel, wat wil hy vir my kom wys? Ons sien die voorbeeld in 2 Samuel 23 van Dawid in die water. 3 manne het Dawid se stille verlange gehoor en 'n lewensgewaag om vir hom water te bring. Hier sit Dawid saam met sy groot weermag in 'n tyd van oorlog. En waar al hierdie manne rondom hulle kyk, die dinge is besig en aan die gang en bedrywig, daar's vrees in die harte, sien 3 van sy mees getroue diensknegte raak. Ons Heer het dors. Hy sê dit nie, hy noem dit nie, hy gee nie 'n opdrag nie, maar 3 manne lê hulle lewens af om in die oorlogsveld in te gaan, water te gaan skep en te bring na hulle koning. Waarom het hierdie 3 dit raak gesien terwyl die res van sy groot weermag dit misgekyk het, dat hulle Heer dors gehad? Want hierdie 3 manne was ingestel. Hulle het geluister, gewag. So ook verwag die Here van ons af, liewe vriende. Dit gaan nie altyd 'n gebulder en 'n geskree wees in my ore wat my wakker moet laat skrik en besef. Soms in die stilte wil die Here jou en my kom ontmoet. Die woord van die Here wys ons met Elia. Daar was 'n aardbewing en die Here was nie in die aardbewing. Daar was 'n groot wind, amper soos 'n tornado, en die Here was nie daar. En dan sê hy, daar was 'n sagte bries en die Here was daar. Die sagtheid van sy stem wil hy baie keer in jou en my oor kom fluister. Vir ons leiding en wysheid kom bied. Maar met so gejaagd in die lewe, so bedrywig,
oggende vroeg op, aande laat in die bed, kinders reg kry, skool reg kry, hierdie saak, daardie probleem, hierdie e-pos stuur, hierdie kilos ry op die kar, en voor ons onsself sien, is ons ingestel meer op onsself, meer op ons werk, en nie meer langer op God en sy woord. Wees stadig of vinnig om te hoor. Volgende sê die Here, ons moet ook vinnig wees om te hoor, stadig om te praat. God het ons 2 ore gegee, 1 mond. Jakobus waarsku teen 'n verdedigende reaksie op God se woord. Baie mense hoor die woord, maar hulle innerlike reaksie is ja, maar. Ek hoor vanmôre wat die Here vir my wil sê, maar. Ek wil nie, ek kan nie, ek sal nie, dis te veel gevra, dis te groot. Daardie maar verhoed baie keer dat God groot werk in een in my lewe kom doen. Ja, Here, ek hoor, ek is aangespoor, maar Here, ek besef, ek moet meer tyd met U woord spandeer, meer tyd in gebed, meer tyd onder die kinders van die Here, meer betrokke in die werk, maar. En dit kan nie wees nie, liewe kind van die Here. Daardie stem moet stil raak en die ore moet oopgaan vir die woord van die Here. Baie keer wil ons sê, ja, ek hoor, ek luister. Maar soos die gebruik is in ons vir kinders baie keer sê, by die een oor in en by die ander oor uit. Liewe vriende, dit help nie ons vergader hier op 'n Sondag en ons luister na die woord en ons drink lekker koffie en tee en ons gaan huis toe en die woord het geen inslag in my lewe gehad. As ek nie hier neem die woord wat God kom deel en die Here die geleentheid bied en gee om verandering in my lewe te bewerk nie, het ons tyd gemors. Wanneer die woord jou tref, moenie dadelik verdedigend, bekleierig of afstry en sê, ja, maar nie ek nie, nie so nie, ja, maar nie, neem in, laat God werk, laat God klaar praat, voordat jy reageer. Maar daarin sien ons, vinnig om te hoor, stadig om te praat, maar ook stadig om kwaad te word. Min dinge kan mense so kwaad maak, soos om te praat oor die dinge van die Here. Ek het al gesien hoe manne rustig en vrede oor politiek kan verskil. Ek het gesien hoe manne rustig oor sport kan praat en wie se span beter is as ander. Maar laat die Bybel in die gesprek inkom, dan ewe skielik is hulle die grootste vyande. En dis nie wat God se woord in ons harte wil bewerk. Maar hoekom soveel vyandigheid teenoor God se woord? Hoekom is so baie mense teen dit gekant? Hoekom wil hulle dit nie hoor nie? Hoekom verbied skole dit vandag? Hoekom is dit nie meer in die staat en by die amptenaars gelees nie? Hoekom is die woord so eksklusief in vandag se tyd en mense niks daarmee te doen nie? Maar die woord spreek ons aan. Niemand van ons wil op die vingers getik word nie. Dis nooit lekker om vermaan te word nie. Dis nooit lekker om te hoor, jy kom te kort, jy het verkeerd gedoen. Dit is nodig. En daarom baie keer het ons in ons eie hart, hulle wil nie op ons lippe nie, maar in ons harte opstand teen God se woord. Ek luister dalk vinnig, ja, dis mooi, dis kosbaar, dis wonderlik, ek neem kennis in, is dalk stadig om te praat, maar hier binne broei dit, ek wil nie lees nie, dit pla my, dis nie lekker nie. Om te hoor ek kom te kort, om te hoor daar is verkeerd in my lewe nie. Maar liewe kind van die Here, dit is waarna ek en u moet smag en begeer. Nie na tekortkoming en slegte dinge nie, maar besef, Here kom wys my, waar kom ek te kom? Want 'n besef is die eerste reaksie voor God in my hart kan kom werk, genees, gesond maak, herstel. Ons sien die voorbeeld met Dawid en Nathan die profeet. Na Dawid oorspel gepleeg het met Batseba, 3 jaar daarna, 3 jaar, liewe vriende, vir 3 jaar, was Dawid nie meer in kontak met God nie. Hy was nog koning, hoogste leierskapsposisie, hy het nie meer God geraadpleeg of gesoek nie. Want hierdie sonde het hom gehou van God se woord. En die profeet Nathan, na 3 jaar kom na Dawid, en hy vertel vir 'n illustrasie. Hy sê, koning Dawid, hier is 'n man, wat 'n groot hoeveelheid van skape besit. 'n ryk man. En daar is 'n ander man wat maar 1 skaap het. Hy het hom in sy huis geneem, grootgemaak, gevoer, liefgehad, onder sy gesin kom woon. En hierdie ryk man ontvang toe gaste in 'n dag. In plaas daarvan dat hy van sy eie skape neem om vir hulle 'n maaltyd voor te berei, gaan hy na hierdie man se huis en hy neem sy enigste skaap. Dawid word briesend. En hy sê, hierdie man moet doodgemaak word. En Nathan sê vir hom, jy is daardie man. Jy is die man
wat 'n menigte gehad het met 'n ander man se vrou gaan neem. En toe Dawid daardie woorde hoor, jy is daardie man. Toe die woord van God, daardeur die profeet, nou deur sy woord, tot Dawid gekom het sy hart oopgebreek. Na 3 jaar van hardheid, na 3 jaar van God se woord af te keer, om te beklei en stry en hier binne te woer en woeker met God se waarheid. Breek dit oop toe hy daardie woorde hoor, jy is daardie man. En een van die mees kosbaarste psalms kom van hierdie gedeelte uit Psalm 51. Sien ons die hart van 'n man met ware berou raak, wat Dawid voor God neerval, die besef wat hy gedoen het. God smeek dat hy hom sal vergewe, hom sal kom skoon was, hom sal kom reinig, om weer 'n vaste gees in sy binneste sal kom gee, om weer opnuut sal kom herstel. En wat 'n mooi voorbeeld is dit hier vir ons vanmôre. Ja, die woord kan ons soms wel kwaad maak, 'n wroging hier in die hart werk, maar dis nodig. Die herstel wat Dawid daar beleef het sy lewe totaal en al verander. Nie meer langer was hy hierdie woedende, kwaai, harde man nie, maar sag en oop vir God se woord. Die Here het daardie transformasie in sy lewe kom bewerk en weer inslag in sy lewe gekry. Liewe vriende, dalk sit u hier vanmôre. Dalk het u seer gekry. Dalk deur mense, omstandighede. Buite die kerk, gebeur ook binne die kerk. Dalk het u hard geword vir die woord van God. Dalk het u begin weerstand bied. Versigtig begin raak. Nie meer langer wil ek te veel hoor, te veel luister nie, want net om maar maak het weer daardie wond oop. Maar God wil nie daardie wond net kom oopmaak nie. Hy wil kom genees. Maar dit begin vanmôre by oop en eerlike hart wat sê, Here, ek kom net soos ek is. Ek erken waar ek tekort het. Ons wil beklei en sê, Here, maar wat van hom? Wat van daardie persoon? Kyk hoe het hulle gemaak, kyk wat het hulle aan my gedoen. Ek wil herinner wat was Jesus se woorde aan Petrus, toe sê Here, maar wat van hom? Toe sê Jesus vir Petrus, wat gaan dit jou aan? Volg jy my. Maar die Here eintlik daar vir Petrus sê, ek sal met hom handel, nie jy nie. Fokus jy op jouself, volg jy. En vanmôre wil die Here soos met Dawid weer inslag in ons lewens kry. Weer deur sy woord met ons begin praat. Weer dat ons soos 'n kind gevoed sal word deur sy woord en opgroei tot 'n volwasse kind van die Here. In vers 21 lees hy en praat hy van 'n voorbereide hart. Na ons gesien het nou stadig om te praat, vinnig om te hoor, stadig om kwaad te word, praat hy in vers 21 van 'n voorbereide hart waar die woord ingeplant word. Jakobus sien die hart as 'n tuin vol onkruid, vol verkeerd raak, en daarom roep hy ons op om ons sonde te bely eerstens, te besef, maar God het deur sy woord aangespreek. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons van ons sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Tweedens, God vra ons om ons harte sag te laat maak. Jeremia 4 vers 4, besny hulle vir die Here en verwyder die onbesnydenheid van julle harte. Sien vir die volk in die Ou Testament het dit gegaan, solank ek in die vlees fisies besny was, die manlike kind, dan is ek reg. Maar God sê, ek gee nie om oor die besnydenis van die vlees nie, ek soek die besnydenis van die hart. Is jy bereid dat God jou hart neem en daarin werk, uitsny wat hom nie behaag nie, verwyder wat verkeerd is en inplant dit wat goed en reg is? En derdens, die voorbereide hart ontvang die woord met sagmoedigheid, sonder om te argumenteer of te beklei. Verootmoediging begin by 'n hart wat gereed is om deur God se woord gevorm te word. Wat tweedens vanmôre, liewe vriende, ons tweede gedagte. Verootmoediging wys hoe ons die woord toepas. Dit is maklik om te hoor, dit is maklik om dan stil te bly, maar wat doen ons met dit wat ons hoor? Lees weer saam met my vers 22 tot 25. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand hoor van die woord, 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël vergeet het, maar hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie,
maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. En liewe vriende, dit is waar, en ons praat van die gesegde, die taier die teer tref. Ons hoor wat die Here van ons verwag, ons hoor sy woord, maar wanneer ons by die deure uitstap, dan begin die aksie, dan begin die werking van die verootmoediging wat behoort in ons harte vrugte vat. Dan is dit nodig dat ek sy woord moet begin gehoorsaam en navolg. Jakobus sê, wees daders van die woord en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Baie Christene merk hulle Bybels, maar hulle Bybels merk hulle nie. Jakobus gebruik die beeld van 'n spieël. Die woord as 'n spieël ondersoek. Wanneer ons in die oggende voor ons kerk toe kom, wil kyk, is my dans reguit, is my hare reg gekam, is daar iets in my tande nie, wat gebruik ons? 'n Spieël. En daardie spieël beledig my nie, hy sê my nie sleg nie, hy verneder my nie, hy openbaar net eenvoudig in my die waarheid. Of ek nou hou van wat ek in die spieël sien of nie, dis my probleem, maar wat die spieël eenvoudig vir jou en vir my doen, is dit wys en openbaar die waarheid. Dieselfde met God se woord. Of ek daarvan hou, sê, joh, nee, dis harde woorde vir my, dis moeilik om te neem, ek hoor, maar is swaar. Dit openbaar die waarheid. Of ek dit wil hoor of nie. 'n Spieël wys jou wat dinge werklik is. En Jakobus waarsku teen 3 foute. Om nie net vlugtig te kyk nie, vinnig, oppervlakkig Bybel lees en bring min verandering in my lewe. Net gou vinnig ietsie doen, net gou vinnige versie of 2 as ek reg vir die dag, maar om tyd uit te koop met God se woord. Tweedens praat hy van iemand wat gesien het, maar vergeet het. Ware ontmoeting met God se woord behoort jou en my te raak. Soos Jesaja 6 vers 5 sê, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë die koning, die Here van die leerskare gesien. Toe die Here homself in Jesaja die profeet openbaar, waar hy uit die hemel uit neergedaal het en met die sera's wat uitroep, heilig, 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 het Jesaja nie gesê, joh, dis oulik en mooi nie. Maar toe Jesaja die God van die heelal ons aanskou, sien hy nie net God raak nie, maar hy sien sy eie tekortkominge raak en hy besef dit. Hy sê, wee my, wat ek sê, kry my jammer, want ek is 'n man onrein van lippe, ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. God se teenwoordigheid bewerk in sy hart verandering. En dit is wat die Here ook in 'n oggend soos hierdie vir een vir my wil kom doen. Hy sê, daar waar 2 of meer in my naam vergader, is ek teenwoordig. God is vanmôre teenwoordig deur sy woord. Hy kom praat met ons, maar wat doen ons vanmôre met sy teenwoordigheid? Wys ons dit af? Sien dit ons as 'n lekker Sondag? Sien dit ons dit maar net as 'n gebruik en 'n gewoonte om by mekaar te kom? Of sien ons vanmôre, Here, U wil met my kom praat, U wil my kom ontmoet? En ek hoor U woord. Ek neem dit in harte. En ek vra U om my te kom verander. Die derde fout wat so 'n persoon maak, wat Jakobus beskryf, hy sê ook, hy doen nie wat hy gesien het nie. So nie net hierdie persoon het vinnig gekyk nie, nie net dat hy vergeet wat hy gesien het nie, hy onthou dit ook, maar hy kies om dit nie te doen nie. Om te hoor, maar nie te gehoorsaam nie, is selfbedrog. En liewe vriende, dit is iets wat ons so maklik doen. Die hoogste vorm van aanbidding, wat ek aan U en aan God kan betoon, is nie praise and worship nie. Is nie lofsang en aanbidding nie. Dis nie net om kerk toe te kom, om geld te gee, om al hierdie dinge te doen nie. Die hoogste vorm van aanbidding wat ek en U aan God kan betoon, is gehoorsaamheid. Bo alles. Ek kan hom met my lippe probeer eer, ek kan hom met my dade probeer eer, maar as my hart ver van hom af weg is, beteken dit niks nie. En dis wat die Here vanmôre vir ons as sy kinders afverwag en kom roep. Voor ons enigiets vir hom wil betoon of doen of wil maak, vra hy, wees my gehoorsaam, luister na my. Moenie net lees nie, mediteer op die woord van God. Moenie net luister nie, gehoorsaam dit. Moenie net instem nie, laat dit jou verander. Praat met 'n predikant een keer en hy vertel my na die afloop van die diens groet hy die mense by die deur. En hierdie tannie elke liewe Sondag, dominee, dit was 'n kosbare boodskap. Dominee, dit was 'n wonderlike boodskap. En hy sê by homself, hy gaan nou die tannie eendag vra, tannie, wat was vanmôre vir jou kosbaar? Hy wil graag hoor, is dit maar net vir haar lekker om te hoor hoe hy preek? Of het die woord waarlik inslag in sy hart? En toe die tannie die dag kom en sê, dominee, dit was nou so 'n mooi woord.
hou jou hand vas en hy sê, Tannie, wat was vir jou kosbaar? En die tannie skrik en sy sê, o dominee, hoe jy sê Mesopotamië. Verstaan nie, liewe vriende, ons kan kerk toe kom en sê, dit is so mooi, kosbaar, wonderlik, die woord praat met my, maar as dit nie inslag in my lewe kry, as dit nie verandering bring nie, beteken dit niks nie. Nog 'n ding wat Jakobus die woord van die Here mee vergelyk is water wat reinig. Die spieël wys jy net hoe vuil jy is nie, die woord wys jy ook hoe om skoon te kom om jou te reinig. By die tabernakel was die voorloper van die tempel, was daar die koper waskom. Voor die priester kon bedien het en eer aan die Here kon betoon het en die reukwerk aangesteek het en die offer gebring het, moes hy eers by die koper waskom kon stil staan. Waarom? Om homself te reinig en skoon te was. Maar water was ook 'n spieelbeeld om te wys dat hy kon sien, is hy gereinig, is hy skoon, kan hy voor God staan met vrymoedigheid. En dis wat God se woord vir jou en vir my kom wil doen, liewe vriende. Dit wil ons nie net wys hoe tekort ons kom nie, hoe sleg ons is nie. Dit wil ons reinig, dit wil ons skoon maak, dit wil ons nader aan God bring, dat ons kan weet wat sy wil vir ons lewens is, hoe ons moet optree, hoe ons moet lewe en hoe ons moet maak. En dis tot wat die Here ons roep. 'n groei in sy woord, om dit lief te kry, om beter begrip daarin te kry en te groei in die proses van sy woord. Om te bly in sy woord, om naby Christus te bly en toe te laat dat sy woord jou en my kom verander. Verootmoediging beteken nie net om God se woord te hoor nie, maar om dit toe te pas en te doen. Ons laaste punt vanmôre, punt 3. Verootmoediging wys hoe ons die woord van God uitleef. So dit wys nie net hoe dit vir ons toegepas word, hoe dit ons verander nie, maar dit word geopenbaar in ons handel en wandel teenoor ander. Wil ek weet of die woord van die Here waarlik inslag in my lewe het? Wil ek weet of die woord van die Here regtig my lewe verander en my vorm? Kyk dit in my handel en wandel teenoor ander. Vers 26 en 27 lees ons, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, as sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeet. Reine en onbesnette godsdiens vir God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou plekkeloos te bewaar van die wêreld. So die Here wys die slegte en hy wys die goeie uit. En hy gebruik eerstens die voorbeeld van die tong. Die tong wat onder beheer geplaas moet word. Die tong openbaar jou hart, sê Matteus vir ons. In Matteus 12 vers 34 sê Jesus vir die Fariseërs, adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. En liewe vriende, hoe baie keer maak ons onsself skuldig daaraan, aan dit wat die Fariseërs doen. En ek steek hand in eie boesem vanmôre. Ons praat maklik, ons sê maklik, maar wat gaan hier in die hart aan? Praat met nederigheid, moenie skinder of oordeel of kwaad spreek nie. Laat my woorde besprinkel wees met die sout van God se woord, dat my woorde kan opbou en verander. Laat sy woord my woord word. Laat die dinge wat ek oor praat en bespreek, nie die bedrieglike, negatiewe, pessimistiese, verkeerde dinge van die wêreld wees nie, maar laat dit sy woord wees. Wanneer ek in 'n gesprek met iemand tree, moet dit wees asof Christus daar by my staan en wat ook al ek vir hierdie persoon sê met hulle deel, moet ek met daardie vrymoedigheid kan doen asof Christus hier by my staan. Woorde besprinkel met sout, sout wat reinig, skoon maak, sout wat bedek. Dan tweedens in vers 27 praat dit aan diens van die Here om vir hom te ywer en vir hom te werk. As jy God werklik ontmoet het in sy woord, sal jou lewe verander en sal dit raak gesien word. Ware geloof wys in ons omgee verander. In die praat, wat nie net woorde is nie, maar in praktiese liefde. Nie net in praat nie, maar in doen, soos Jakobus ook later in hoofstuk 2 aanraak. Waar kan ek vandag iemand prakties help of lief hê? Waar kan ek die kosbare waarhede van die woord nie net vir myself neem nie, maar begin toepas, begin uitleef? Ek kan nie moet verstaan, liewe vriende, dat al Bybel, wat baie mense hier buite ooit sal lewe, is net ons lewens. Dis al. In 1 Korintiërs skryf Paulus, en hierdie gemeente soek van hom 'n verwysingsbrief om te bewys, hy is waarlik 'n apostel.
Hy sê vir hulle, my julle is my brief, julle is die bewys van die vrug in my lewe. Sien, liewe vriende, ons kry die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Maar die 5de evangelie, die 5de boek, is die boek van ons lewens, wat God se liefde, genade, geduld, barmhartigheid vir die wêreld openbaar. God se woord is nie maar net 'n boek met woorde in nie. Dit is 'n praktiese toepassing en word gesien in die openbaring van die lewe van sy kinders. En dit is wat die Here in en deur jou en my lewe wil kom doen, bewerk en wil openbaar. Ek sluit af vanmôre, liewe vriende. Verootmoediging begin vanmôre deur inwaarts te kyk na myself en nie te meet aan ander of mense nie, maar God se woord op te hou en dit daaraan te meet en die spieël van sy woord te kyk en te sê, Here, wys my, waar kom ek tekort? Waar het my hart dalk hard geword? Waar is my oor dalk nie meer ingestem om te ontvang nie? Wanneer laas het ek waarlik besef dat ek kom tekort? Wanneer laas het ek dit bely met berou in my hart? Wanneer laas het ek ondervind dat die Here my kom reinig en skoonmaak, nie net vergewe nie, maar kom herstel? Vanmôre kom openbaar die Here vir my die belangrikheid, die noodsaaklikheid van sy woord in ons lewens. Vanmôre begin hierdie reeks vir my te wys hoe die woord ons wil kom aanspreek, kom lei en kom wys. Vanmôre sien ons en wys die Here vir ons dat ek moet ontvang die woord met 'n nederige hart. Ek doen die woord en laat dit my verander. Ek leef die woord uit in my spraak, in my diens en in my heiligheid. Liewe vriende, mag die woord van die Here altyd so 'n inslag in ons lewens kry. Mag ons, wanneer ons tekort kom, nie weet hoe ons moet optree, wat ons moet sê, wat ons moet maak, wat ons moet doen, die woord van die Here die eerplek gee. Die Here soek in sy woord. En dis waar ek hom gaan ontmoet. Nie daar buite in die wêreld nie, maar binne sy woord. In my binnekamer, hier vanmôre. Maar laat ons vanmôre oop wees en ontvang dit wat die Here net vanmôre vir ons wil kom sê. Waardeer hierdie hele week. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, baie dankie vir u woord vanmôre wat reguit en duidelik tot ons harte kom. Hebreërs sê dat u woord is soos 'n tweesnydende swaard. Want Here, dis nie net om die Satan af te weer. Dit dring ook in ons eie lewens. Dit kom wys ons eie tekort. Dit kom wys ons hoe nodig ons het. Dit wys ons behoefte. En o Here, u sien vanmôre elke hart se behoefte raak. U weet wat ons nodig het. U weet ons tekort. En tog wys u ons nie weg vanmôre. Dalk sit u vanmôre iemand wat tog nooit waarlik hulle hart oopgestel het vir Jesus. En vanmôre besef hulle maar dis tyd. Daardie saad moet nou op vrugbare grond. Dalk sit jy 'n kind van u vanmôre wat seer gekry het en wie dalk se hart hard geword het vir sulke dinge. En vanmôre wil u dit net weer kom sag maak. Weer vars en nuut begin. Weer kom herstel. Dalk sit jy vanmôre iemand wat sê, Here, ek begeer om nader en verder te beweeg, maar ek weet nie altyd hoe nie. En hier kom wys u deur u woord. Dalk sit jy van ons vanmôre wat 'n nuwejaarsvoorneme gemaak het, ek wil meer van die Here, ek wil nader aan die Here. En hier kom wys u weer eens vir ons. Dit begin by u woord. Here, dit kan vir ons so eenvoudig, so maklik klink. So kinderlik self, want lees jou Bybel. Maar dis hier waar ons die waarheid. Dis hier waar u met ons wil kom praat en kom ontmoet. En o Here, mag ons altyd oop wees vir u woord. Mag ons dit daagliks daarmee omgang en toepas in ons lewens. Seën ons nou Here, seën ons ook in die res van hierdie week. Vanaand 6:00 wat ons bymekaar vergader en word hier dit alles verheerlik. Ons bid dit in die heilige naam. Amen.